Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n maandag aand en ek glo dat hierdie een besonderse dag was. Hier in Pretoria besonder warm gewees en lekker uitdagend om aan die gang te kon kom met hierdie hitte en dan is dit so wonderlik om te hoor dat dit in groot dele in die Kaap reën en ek het net met Renier gesels wat vir my sê dit reën lekker by ons in Mosselbaai Hartenbos area. Dit is soos dit is net lekker om te hoor en te ervaar. Jy weet, God is so getrou en God se tyd is die beste tyd. Ek dink, dis wat ek altyd sê in my boodskap is dat ons hardloop partykeer goed vooruit en ons gooi die baba met die badwater uit en ons vertrou God nie en dit is vir my wonderlik om te hoor en te ervaar. Jy weet wat besig is om te gebeur in dele in ons land en ek dink as jy my volg sal jy weet dat ek het die afgelope tyd ook gesê God is in staat om in 2 of 3 dae damme weer vol te maak en ek weet dit is die God wat ons aanbid. By God is niks onmoontlik nie. Hoe lyk daai wolkie, sê daai profeet? Hy sê dit lyk soos 'n man se vuis. Hy sê laat ons hardloop, die reën is op pad. En hy die waar eintlik ingehaal en hom verby gehardloop, want toe kom die reën. Dit is 'n God want God is 'n God van oorvloed. God is 'n God van seën. God is nie gebind aan ons nie en ek wil vanaand jy moet hoor voor ons begin. Ek voel net om vir jou te sê, God is nie gebind aan natuurwette nie. God is nie gebind aan menslike termes en wette nie. God is aan niks gebind nie. Hy is God en omdat hy God is, aanbid ons 'n God van gister, vandag tot in ewigheid. 'n God wat nie gekoppel kan word aan tyd nie, want God bestaan nie in 'n oomblik van 'n sekere minuut of 'n uur of 'n dag nie. Ek is wat ek is, ek was, ek sal wees tot 'n lengte van daardie dag soos 1000 jaar, 1000 jaar soos. Dis die God wat ons aanbid. Vir God is niks onmoontlik om in jou lewe by te voeg en te verander nie. Ek wil vanaand vir jou sê, ek dink ons mensdom en selfs, en ek wil met tong in die kies sê, ons Afrikaners kan te maklik, jy weet, negatief raak. En ek wil vanaand sommer met dit begin ook. Hou op so negatief wees oor die man wat langs jou is, oor die vrou wat langs jou is. Begin God te loof en te eer vir wat jy het. Ek dink ons besef elke dag wat ons het tot ons dit verloor nie. Here, vanaand wil ons dankie sê vir die liefde, dankie vir die guns, dankie vir die genade, dankie vir die voorreg om kinders van God genoem te kan word en vanaand terwyl ons Here so stil staan by verhoudings en by huwelike en by verloofdes en by paartjies, is vanaand my gebed, Here, dat U hom en haar sal aanraak en Here, hulle sal bederf uit hulle sokkies uit, dat hy en sy sal verstaan wie hy en sy aanbid, dat hulle sal sien, hulle is besig met 'n lewende God. Dankie dat U Uself kom openbaar in hierdie aand, in hierdie sessie, in hierdie man en in hierdie vrou se lewe. Ons gee vandag aan U die eer, aan U die lof. En ons sal sê, daar is niemand soos U nie, word verheerlik. En vanaand, waar ons tekort kom, weet ons kan ons hand uitsteek, want U woord sê, U oor is nie te doof nie, en die arm is nie te kort om ons uit te ruk uit ons omstandighede uit nie. Dankie vanaand dat vir hom en haar wat sit, in 'n verhouding en 'n huwelik wat voel dat dit nie uitwerk nie, Here, U ruk hulle uit hulle omstandighede vanaand deur die woord en vanaand sê ons amen op U beloftes, wat ja en amen is en dit sal so wees. U was al by my môre. Here, U is in die nou oomblik. En nou is hierdie man wat luister en hierdie vrou moontlik vanaand, Here, op 'n plek wat hulle nie weet hoe en waar nie. Ek sê vir U dankie vir die guns en die goedheid en vir hierdie voorreg wat ons het om vanaand te kan kom stilstaan en te proklameer oor ons huise, dat ons huise sal dit maak, ons huwelik sal dit maak, ons kinders sal dit maak, ons gesinne sal dit maak, ons handewerk sal dit maak. Dankie vanaand vir U guns en die eerlikheid. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Baie welkom vir jou wat dalk vir die eerste keer ingeskakel is. Jy sal sien my naam verskyn op TikTok en op Facebook en op Telegram en op YouTube, op hierdie lives. Dit is vir eenvoudige rede dat as jy nog nie op my groepe is nie, is jy meer as welkom om daai nommer te vat
vir my boodskap met jou naam en van te stuur, ek dink ek stel dit baie duidelik. En dan kan jy net 'n boodskap stuur, ek laai op die groep en jy ontvang vanaand se boodskap en môreoggend se dagstukkie. Het jy vandag se dagstuk gelees? Vandag se dagstuk het gegaan oor ek bid vir my huwelik, ek bid vir my man, ek bid vir my vrou, ek bid vir my partner. Ek het toe 'n liedjie geskryf, eintlik al lank terug, jy en ek. En ek het daai woorde gevat en ek het dit komponeer en vanoggend 'n liedjie uitgesit en ek glo dit het vir jou iets beteken. En as jy nog nie na hom geluister het, gaan kyk op Facebook, Pastor Stef se page. Ek wil vir Renier en ek sien die wat daar is. Plaas net my Facebook link sommer net ook op, sodat die wat dalk na my preek en na die tyd wil gaan luister, kan hy link volg en dalk my dagstukkies na gaan luister en selfs my liedjies. As jy op jou WhatsApp groep is jy eintlik baie bederf, want jy kry hom, wat jy hom dan in 'n MP3 op jou foon kan save, elke dag saam met dagstukkies, jy en ek. Dit is baie besonder, diep, en dis my hart, en glo vandag, se dagstukkie pas hom mooi by dit. Jy's rondom vanaand se boodskap, maklike stappe vir jou en my, om te volg, om jou en elkeen wat luister vanaand se huwelik 'n sukses te maak. Ons hou van sukses. Elkeen van ons hou van oorwinning en hierdie boodskap vanaand is vir mans en vir vrouens wat wil hê hulle huwelike moet slaag, want ons is mos 'n generasie van oorwinning en van deurbraak. En dis ook nie wraak nie, deurbraak. Dit is ook vir die man en die vrou wat weer getrou en agtergekom het dat dit nodig is om 'n tweede keer harder te werk of selfs nog meer in te sit. Hierdie boodskap is selfs vir jou as 'n enkel lopende vrou, enkel lopende man wat hoop om 'n goeie Christelike huis te vestig een of ander tyd vir die toekoms. Dalk is in 'n verhouding, jy het nodig om hierdie boodskap vanaand te hoor, want hierdie boodskap is slegs, en ek sê dit vanaand, en jy moet my mooi hoor, vir eerlike maats, eerlike huweliksmaats. Jy moet met jouself eerlik wees, daar waar jy self sit. Ek sê dit soveel keer in my spreekkamer, as ek met mense sit, as jy hier inkom, koop die tyd uit en wees eerlik met jouself. Moenie probeer storieetjies vertel nie, mors jy my tyd en jy mors jou eie tyd. Kom ons wees eerlik, praat uit jou hart uit, en ons kan so vinnig as moontlik na die wortel van alles toe gaan. En vanaand is dit alleenlik hierdie boodskap vir iemand wat sy eie hart eers soek, en met homself eerlik is. Dis nie vir diegene wat soek na 'n uitweg uit hulle huwelike, of wat 'n manier soek om bloot te bestaan in slegte reëlings nie. Nee, hierdie gaan nie vir jou werk nie, moet jy maar hierdie netwerk vanaand afsit en jy moet uitgaan. Maar vanaand, ek gaan volgende week gesels oor saamgestelde huwelike, hoe om te funksioneer in 'n tweede of 'n derde huwelik, jou kinders, my kinders, ons kinders. Selfs ook oor besigheid, selfs oor finansies. Ek raak dit alles aan, want dit raak elkeen wat dalk in 'n tweede of 'n derde huwelik is. Ek weet van geen sterk huwelike wat nie ernstig getoets word nie. Elke huwelik wat vanaand ingeskakel is as man of as vrou, dalk is jou maat nie vanaand beskikbaar om saam te luister nie. Glo ek sal jy met my kan saamstem dat ons huwelike word getoets, ons verhoudings word getoets. Mans en vrouens wat lyding, pyn, misverstand en jy weet versoekinge beleef het, kan saam bo dit alles uitstyg en hulle kan in dit hulle huwelik geniet en hulle kan staande bly en die mooi kan daar uitkom. En dit is wat God ook vir jou in stoor het, is die mooi. Ek wil vanaand vir jou sê, jy het haar, jy het hom, pas mekaar op. Ek wil vir jou sê vanaand, toe elke maat reageer op krisisse, is die sleutel. Dit is so belangrik vanaand, om nie na haar te kyk of na hom te kyk nie, maar na jou eie hart te kyk. En vanaand te besluit en 'n besluit te neem,
het ek reg opgetree? Tree ek reg op? Sê ek vir hom die regte goed? Karel sê, leuns werk nie in huwelike nie. Dit veroorsaak baie seer. En dit is so waar. Ek en jy moet vanaand besef, kommunikasie, openheid, eerlikheid is die sleutel. En dit is baie duidelik dat minder huwelike dit maak in hierdie moeilike tye. Natuurlik, die egskeidingssyfers styg skrikwekkend en dit slaan toe nader aan ons elke dag. Ons hoor van vriende en vriendinne wat ons nooit gedink het dit sou tref nie. En dit is amper soos 'n siedende vloed, 'n vloed wat buite beheer geraak het, wat fondamente in sterk huisgesinne meegesleer het. En ek hoop jy hoor vanaand wat ek vir jou sê, selfs huwelike wat vir 30 of 40 jaar gehou het, breek op. Ons sien hierdie goed. Die meeste van die boeke oor hoe om huwelike te verbeter, en moet my nou nie verkeerd verstaan nie, ek is nou nie teen tannie so en oom so en so wat boeke skryf nie, maar hoor my hart vandag. Die meeste van die boeke oor hoe om jou huwelik te verbeter, en is niks anders as pulp nie. Hoekom sê ek dit? Want soms dink ek sommige van hierdie skrywers wat hierdie boeke skryf, droom hulle ongetoetste, kinderagtige instruksies oor hoe 'n huweliksgeluk, hoe om huweliksgeluk te vind. Saterdagmiddag is ek in Koem en terwyl ek daar rondstap, lees ek al hierdie boeke op die rakke en ek stap pad deur en ek dink vir myself, en jy wil jou boeke hier sit, en hier is soveel mengelmoes, ai, die meeste, dink ek nie weet oor wat dit gaan nie, en wil iets skryf wat 'n 10 of 'n 12 of 'n 20 plan wil neerlê, wat dalk nog nooit eens getroud is nie, wat nog nooit deur 'n egskeiding gegaan het nie. En dit is nie dat ek nie die hulp van die kenners vandag wil hê om 'n huwelik te verbeter nie. Dis net dat min huweliksberaders prakties of selfs skriftuurlik is. En vir my is hulle metodes baie keer as ek daardeur lees, selfs op sosiale media, onwerkbaar. In plaas daarvan dat ek 'n aantal manne en vroue gevra het, en dis wat ek gedoen het oor jare, gevra het oor, jy weet, wat is die geheime van julle lang en gelukkige huwelike? Ek het 'n paar toetse in my lewe al gedop. En ek wil gaan sit by iemand wat toetse geslaag het. Een man het vir my gesê, ek is al 43 jaar getroud en dit is lieflik en selfs beter as ooit, Stef. Daardie man het iets wat ek wil hoor. Hy het iets wat sin maak. En daardie tweede lieflike, en hoor my mooi vanaand, daardie twee lieflike mense is kenners op hierdie gebied. Nie Piet wat, jy weet, 'n suksesrol gespeel het in 'n fliek en nou het hulle antwoorde nie. Die meeste van die stappe om jou huwelik te laat werk is eintlik aan my gegee deur mans, ooms en tannies wat lang en suksesvolle huwelike geniet het. Praat van my eie ouers. En hier vir jou biddende oorweging is 'n paar maniere vanaand om jou en my, ons almal te help om huwelike te laat werk, verhoudings te laat werk en daarna te kyk in jou lewe.
Selfs in julle kwaaiste argumente moet nooit, en ek wil jy moet nou mooi hoor wat ek vanaand vir jou sê, moet nooit die woord egskeiding gebruik nie. Ek sien nou weer, hier is 'n knopkop, wat nou weer hier uitslat van gister af. Sy naam is Durable. Klink soos durable batteries, durable bota. Oh my word. Hulle dink ons Afrikaners is common. 'n Vroutjie wie se huwelik binne 'n paar dae gefinaliseer moes word, het teenoor my bely, ek wens nou dat ek nooit die woord egskeiding, Stef, ooit gebruik het nie. Ons is net 5 jaar getroud, maar ons het dikwels beklei en dinge uitgeblaker teenoor mekaar en dinge vir mekaar gesê. En een aand in 'n fight, toe sê ek vir hom, ek dink het tyd geword dat ons realisties moet wees en ek dink ons moet skei. Sy sê toe sy dit sê, was hulle afhanklik albei so geskok gewees. Want hulle het nooit aan hierdie ooit in die verlede ooit gedink dat ons sou skei nie. Maar nadat hierdie skok verby was, sê sy vir my, het ek besef die saad van egskeiding is geplant. Ek sê ja. Sy sê vir my, Pastoor Stef, ek wil net hier bietjie nader trek. Verskoon my. Sy sê, ek het dit nooit besef nie, maar jong, na die skok verby was, is hy saad geplant en ek het besef, dit het water gekry deur wat ek gespreek het, en dit was makliker om in die volgende fight, in die volgende konflik, dit vir mekaar te sê. En binne weke was dit al waaroor ons twee gepraat het. Want hierdie saad het monsteragtige wortels gemaak, wat uiteindelik so gegroei het, dat het ons huwelik versmoor het. Ander wat geskei het vir my dieselfde dinge gesê. Sê vir almal wat jy kan, Pastoor Stef, om nooit die woord egskeiding te gebruik nie. Daar is iets noodlottig in die gebruik van daardie woord. En ek wil hê jy moet my hoor vanaand. Moenie dat hulle daardie saad plant nie. Dit groei wild en dit groei vinnig en dit verwoes verskriklik. En ek stem saam, want die Bybel sê dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan dra. Spreuke 18 vers 21. Ja, daar is my link, dink ek. Ek kan nie nou sien nie, want ek moet op homself klik, maar as jy hom gaan aftrek het en hom geplaas het, glo ek is dit so. Moenie dink dat intense verskille beteken daar is probleme in julle huwelik nie. En ek het dit gisteraand ook gesê. Wees eerlik wanneer julle twee met mekaar verskil. Druk jou hartseer uit. Laat jou gevoelens wys. En mag God julle help dat jy dit nie doen nie. Mense wat dinge in hulle binneste opkrop, innerlik opkrop, is kandidate vir allerhande siektes. Maar die meeste getroue mense, hoor wat ek vanaand vir jou sê, die meeste getroude mense wat intense verskille het, hoor wat ek vanaand vir jou sê, dink hulle word op een of ander manier allergies vir mekaar. Ons het verskille. Hulle dink, o aarde, hier gaan ons alweer.
En dit is 'n hopelose situasie. Ons moes ons liefde en respek vir mekaar verloor het iewers te langs die pad. Ek weet nie wat iemand sê nie. Julle moet self op ons WhatsApp groepe gaan. Ek kan julle nie net add nie. My nommer verskyn op die platforms. Kom ek gaan verder rondom dit wat ek oor praat, van dan stop die drama. Julle is slegs menslik en kan maar net so wel dit neerskryf dat julle soms verskille het, totdat julle hemel toe geroep word. Ek het verskille, jy het verskille, ons moet leer om mekaar te kan akkommodeer en met dit te kan saamleef. Leer om dit alles uit te kry. Leer om dit gou te hanteer. Moet nooit daaraan dink om jy huwelik prys te gee om jy steeds swak is in 'n area van kommunikasie nie. Mense wat soek na volmaakte verhoudings met geen stryery nie, is op pad na eintlik 'n behoorlike regte teleurstelling toe. Ek sien iemand sê iets, ek weet nie waar nie, maar ek gaan net gou hier, ek sien hier is 'n ek hoop vanaand 'n paar goed wat ek sê maak vir jou sin. Die belangrikste van alles, moet nooit hierdie bom los wanneer jy argumenteer of verskil nie. Elke man, elke vrou weet presies wat om te sê om sy of haar teiken te tref. En ons weet presies, jy weet vanaand wat se woorde haar breek. Jy weet wat se woorde hom gaan knak. Vir my is die bom skynheiligheid. En hoor my hart vanaand. Ek haat dit om 'n skynheilige genoem te word, sê die ander ou vir my. En my vrou weet dit. Hy sê, en sy gebruik dit teen my vir 'n doodslag. Wanneer ek haar wil terugkry, sou ek ook 'n bom op haar laat los. Hy sê, en dan sou hy haar naam noem, en hy sou vir haar sê, jy word vet. Hy sê, en dan weet hy, wanneer sy uit die kamer uit hardloop en huil, het hy geweet, hy het sy teiken getref. Hulle is daarom uit dit uit, en het uit dit uit gegroei. Maar het steeds hulle verskille. En die wonderlik is dat ons het almal verskille. Maar die belangrikste ding is om nooit rug teen rug te gaan slaap nie. Neem hierdie humorstok en klop die ongebalanseerdheid uit, die arrogante gesindheid uit. Lag eintlik oor hoe verregaande julle albei is. Leer om te kan herken. Ons huwelik is steeds goed, want wat ons hier het, is 'n gebrek om te kommunikeer. Die oomblik as jy so begin praat en so begin goed insien en met goeders te begin deel, het ek in die toekoms vrymoedigheid om tafel toe te kom en te sê, dit pla my en dit pla my. As ek en jy nie vrymoedigheid kan hê om dit te kan deel nie, en dit is nie, hoor my mooi, ons is nie daar om klippe te gooi nie. As ons mekaar wil uithaal, kan ons mekaar uithaal. Maar om tafel toe te kom, is om eintlik te sê, hoorie, kom ons red hierdie. Kom ons stop hierdie. Kom ons deel met hierdie.
Ek sit rukkie terug in 'n geselskap en ek luister na 'n vrou wat koninklik haar wederhelfte spot tussen maats. En dit klink soos 'n goedhartige grappie wat sy opmaak en haar man eintlik verneder. Dit is afbreekend en dit is gevaarlik. Grappies maak oor die dom dinge wat jou man of vrou by die huis doen, is 'n ander manier om hom of haar af te breek voor ander. Ek sit gereeld in hierdie kantoor oor hoe mense afgebreek word deur woorde. Hy bly stil, maar hy voel hy stok. Dit is 'n manier van nie van hulle foute te vergeet nie. Dit is 'n manier om daai foute weer te noem, sodat almal kan weet van die mislukkings. En agter die gelag kan verskriklike hartseer wees. Om die onderwerp van 'n grap te wees, luister kan soos 'n klap in die gesig wees. Hoe dikwels het jy al gehoor 'n man blake vir almal wat naby staan uit haai, het julle gehoor wat my vrou gedoen het? Dit was die domste ding waarvan jy al ooit gehoor het. En dan gaan hy voort vernederend in besonderhede te vertel. En dit is my hartseer. Of sy sal spot en sê my man is 'n ou vulgêre ou man en al waaraan hy dink is seks. Hallo? Is dit hoe ons met mekaar praat? Dis nie 'n grap nie. Mans en vroue wat mekaar respekteer, daal nie tot sulke dwaasheid nie. Eintlik wat dit doen is, dit eintlik verteenwoordig geen klas nie. Spot oor enigiets wat jy wil, maar nie oor jou vrou nie, meneer. Nie oor jou man nie. Daar's humor, ja, maar ons spot nie mekaar nie. Ons moet oefen om mekaar te kan komplimenteer, opreg en dikwels. En eintlik vanaand wil ek sê hoe tragies dat sommige mans en vroue glo dat hulle geroep is om hulle mans nederig te hou. Hulle steek heeltyd hierdie ballon stikkend, sodat hy of sy nie groot kop sal kry nie. 'n Paar jaar terug het 'n middeljarige vrou vir my gesê, iemand moet my man nederig hou, hoe kry so baie aandag van ander af, dat hy 'n bietjie terug aarde toe moet kom. Hy word te groot vir sy skoene. En ek weet net hoe om hom uit te stryk, pastoor Stef. Hoe jammer. Eendag sal daardie man haar verlaat en hoor baie mooi, 'n ander vrou soek wat hom sal opbou, wat hom sal prys, wat hom sal eer. Mans veral het 'n behoefte om bemoedig te word en hulle egos onverstoot te hou. Dis nie 'n sonde, luister baie mooi vanaand, dis nie 'n sonde om mekaar op te bou nie met opregte komplimente nie. Dit is nie nodig om leuns te vertel
en eintlik oppervlakkig daaroor te wees nie. Ek dink nie ons besef hoe heilig is 'n huwelik, hoe heilig is 'n verhouding nie. Enigeen wat voor 'n heilige altaar kan staan en lewenslange beloftes kan maak voor God en voor mense, behoort sekerlik genoeg goed in daardie mate sien om oor te praat. Een rukkie terug het 'n geskeide vrou vir my gesê, my man is nou al 3 jaar weg, pastoor Stef. Hoe wens ek my man kan terugkom? Die eensaamheid is ondraaglik. Daar's 'n miljoen dinge wat ek vergeet het om vir hom te sê. As ek hom net kan laat weet, eintlik hoe goed hy werklik vir my was, op soveel maniere. En sy sit so, en sy sê, wat 'n dwaas was ek. En ek kon nooit leer om hom te komplimenteer nie. En ek het altyd aan hom getorn, en het al sy foute die heeltyd uitgewys voor vriende, voor vriendinne, en selfs wanneer ons alleen was. En ek sien hoe sommige mans en vrouens mekaar so koud behandel, en ek wil vir hulle skreeu, word wakker voor dit te laat is. Hou op met sarkasme, en bemoedig mekaar. Vrou is geneig, ek wil jy met baie mooi hoor wat ek sê, meneere. Vrou is geneig om net so mooi te word, soos die komplimente, wat hulle mans vir hulle gee. Hulle, hoor jy wat ek vanaand vir sê, hulle word stralend, wanneer daar vertel word, hoe aantreklik hulle is. En man sal amper enige iets doen om te voldoen aan die komplimente. 25 vers 11. Goue appels op versierde silverborde, soos 'n woord wat op sy tyd gespreek word. Moet mekaar nooit versmoor nie, en laat liefde vry. Dit word gesê, en ek wil hiermee afsluit, ek gaan verder môre aan. As dit werklik liefde is, laat dit vry. En dit sal altyd na jou toe terugkeer. Indien nie, was die nie van die begin af liefde nie. En daar is 'n groot mate van waarheid hierin vanaand. Ek sien ons is bykans 20 voor. En ek gaan môre aand verder gaan. En ek wil hê jy moet hieroor gaan dink en nie op mediteer. Ek gaan nie vanaand dit op die groepe plaas nie. So iemand wat vir my môreoggend sê, jy het nie hierdie preek van gisteraand op die groep geplaas nie, gaan ek sê, ja, jy het nie geluister nie. Jy moet die hele boodskap hoor. Ek is bly ek kon dit met jou deel vanaand. En ek hoop dit het iets by jou gelos. Vriende, dit wat jy insit is wat jy gaan uitkry. Pas dit op. Het is my baie lekker gewees om
vanaand saam met jou te kuier en weet een ding, dat ek bid vir jou. Ek dra jou en haar op. Ek dra julle op aan die Here. En ook vir jou wat alleen is, wat bid vir 'n maatjie. Mag hierdie die seisoen wees, wat jy haar of hom ontmoet. Mag hierdie ook die tyd wees, van herstel, en ook restorering kan plaasvind. Vir my was baie lekker geweest om vanaand saam met jou te kuier. En dankie Here vir hierdie besonderse aand. Dankie dat ons vanaand kon baie dinge hoor en baie dinge vir mekaar sê. En eintlik vanaand baie huiswerk het. Dankie dat ons vanaand mekaar het. Dat ons die tye saam sal koester. Mekaar sal eer. Mekaar sal respekteer. Dankie dat ek vanaand, Here, so vir haar en hom kon bid. Bid vir jou vir 'n mooi dag môre. En vir groot seën op jou lewe in elke faset. In Jesus se naam. Amen. God bless. Sien julle môre aand, ons gaan na deel 2 toe. So ek gaan hom so syf ook as deel 1 en ek gaan dit nou plaas op TikTok en hy sal ook op Facebook wees en ook op YouTube. Baie lekker gewees om vanaand saam met julle te kuier. Ons huwelik sal dit maak. Groete vir Sporoete en 'n lekkie vir Vlekkie. Groete. Tot môre aand. God bless.